Josef nie, en ons gaan 'n bietjie by sy lewe stil staan. Kom ons lees die volgende. Hoe lyk dit nou vir my so 'n bietjie anders daar? Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sichem, ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles. Israel het hom van die laagste by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en die vra vir hom, wat soek jy? Josef antwoord hom, ek soek my broers, kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas? En toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af sien en voor hy by hulle gekom het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put in die veld. Moenie sy lewe neem nie. Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. En daarna het hulle gaan sit en eet en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan en hulle was op pad na Egipte toe en op hulle kamele was daar gom, balsam en haars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moenie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister, en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop, en die het hom Egipte toegevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Reuben het sy klere geskeur en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en dit in bloed gedoop. En toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel, kyk of dit dalk die seun se klere is. Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'n Roofdier moes hom opgevreet, Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek, en hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Die Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van sy leiwag. Net tot sover. Josef. Ons almal ken die storie van Josef. En ek wil graag so 'n paar gedeeltes hier neem en saam met jou pad om te kyk die pad wat Josef gestap het. Nou eerstens moet ons mekaar sê dat Josef het dit nie maklik gehad nie. As ons nou 'n bietjie gaan verder kyk in sy lewe, dan sal ons sien die klomp uitdagings wat hy in sy lewe gehad het. Uitdagings wat hy moes oorkom het. Situasies waar ek glo, hy nie geweet het, hoe gaan ek hier uitkom nie. Situasies miskien van wat gaan verander, hoe gaan dit verander? Waartoe is my lewe op pad? En ek dink baie keer vra ons daardie selfde vrae in ons lewens, waartoe is ons lewens op pad? Jy bevind jou dalk in 'n omstandighede of in 'n krisis en jy weet nie hoe jy daar gaan uitkom nie. Jy weet nie wat die uitkoms van jou lewe gaan wees nie, of die uitkoms van 'n situasie waarin jy is nie. As ek na my eie lewe kyk en ek gaan 'n klomp jare terug, dan onthou
Ook was daar sulke fases en stadiums in 'n mens se lewe gewees. Ek onthou baie goed hier standaard 9 matriek, toe dog ek by myself, gaan hierdie ooit einde kry? Gaan ek ooit klaar maak met skool? En toe ek op universiteit is, sal ek nooit vergeet, hier my eerste, tweede jaar, toe dog ek myself, dis nog 'n leeftyd voordat ek gaan klaar maak. Derde, vierde jaar, toe begin het einde so bietjie nader kom, maar dit voel so ver. Toe my 4de jaar kom en ons klaar gestudeer, moes ons prakties gaan doen het. Dis nou ons mil, dis wat Louise nou vandag hier gaan doen, wanneer sy ook die nagmaal gaan bedien. Onthou was ek in die Kaap gewees, of ekskuus, kom ons gaan so bietjie terug. Toe dink myself, nee, toe kry ek die beroep Kaap toe, en ons is in die Kaap, en ek dink by myself ooit, gaan ek ooit kan trou? Gaan ek ooit finansiëel sterk genoeg wees om te trou? Gaan my situasie verander? Wat gaan die uitkoms wees? En die tyd in die Kaap, wat ek begin met bediening, kom ek agter, maar my filosofie en die gemeente, of die pastoor se filosofie, kom nie by mekaar uit nie. En ek besef vir myself, maar hier is moeilikheid. Hier is moeilikheid, want ek bevind my in 'n situasie waar dit nie wil wees nie, en ek sien nie die uitkoms nie. Maar in daardie 2 jaar wat ek daar was, moes ek loyaal wees, ek moes getrou wees, ek moes my werk gedoen het, ek moes my hart bewaar het, en ek moes 'n klomp ander dinge doen om myself net eintlik te laat oorleef. En nooit gewonder, maar sjoe, gaan dit verander? So gebeur het toe, of het dan miskien gou die storie, wanneer al gestop het, en so gebeur het toe dat ek op 'n punt kom en ek sê, ek kan nie verder gaan nie, ek bedank. En dit is ook die jaar wat ek en Janine toe nou getrou het, in November, en ons is so September, het ek my bedanking ingesit en gesê, ek maak klaar, dit is verby. Janine was in daai jaar, haar 3de jaar, sy moes nog haar finale jaar gedoen het, ek sit eintlik, streng gesproke, sonder werk, weet nie lekker hoe hierdie gaan uitspeel nie, maar my hart is nog altyd in Kreeusdorp. Ek is nog altyd 'n sentraler. My hart is hier, ek is lief vir die dorp, dis waar ek wil wees, en ek staan daar, en 'n pel van my kom saam met my, na my toe, wat saam my altyd squash in die oggende gespeel het, en hy sê vir my, hoor jy, ek droom, jou kar is gepak, jy is op pad Kreeusdorp toe. Ek sê, nee man, kan nie wees nie, jy is genoeg pastore. Hy sê, wel, ek het dit gedroom. En so gebeur het dat daai Saterdag trou ons, en die Vrydag, toe word ek wakker, my ma sê vir my, hey, jy beter baie gou opstaan. Marius Nel is by die deur. En ek staan op en ek maak die deur oop, en hier sit Marius, en hy sê vir my, in kort wil ek vir jou sê, ons gemeente beroep jou, gaan dink daaroor, gaan bid daaroor en laat weet my. Ek sê vir hom, ek hoef nie te dink of te bid nie, ek weet, dit is waar ek wil wees. Hy sê, nee, maar gaan hou, wittebrood, maar dit is die geleentheid. En nou ja, die res is geskiedenis. Maar so kom jy op plek in jou lewe, wat jy nie weet, hoe en waar na toe nie. En hoe hanteer ons dit? Ek sal nooit vergeet nie, jammer hy is nie vandag hier nie. Ek het een keer gesprek saam met Daniel Bear en iemand wat daardie in die gemeente was, en ons sit nog in die Wimpy in T-West, daar waar Telkom nou is, dis waar Wimpy was, baie jare gelede. En ons sit daar, en die persoon vertel van sy besigheid, en hoe goed dit met sy besigheid gaan. En hy sê die volgende woord, hy sê, dit gaan so goed met my, dat ek moet werk wegwys. En op daardie oomblik, nou praat ek van baie jare terug, seker 23 jaar terug, en op daai oomblik, sal nooit vergeet, die vat daan sy mes en vurk, en hy sit dit so neer, en hy vou sy arms, en hy kyk vir die persoon, en die persoon vertel hoe besig is hy, en hoe goed gaan dit, en hy kan nie al die werk hanteer nie. Toe hy klaar praat, toe sê Daan die volgende, hy sê, weet jy wat, hy sê, daar was 'n tyd in my lewe gewees, waar ek die Here gesmeek het vir werk. Ek het hom gesmeek vir enige werk, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, ek wil net werk hê.
Hy sê daarom, selfs vandag nog, sê hy, gee ek geen werk weg nie, want daar was 'n tyd in my lewe gewees, wat ek gesmeek het, dat die Here vir my moet werk gee. En so is ons almal ook baie keer in situasies. En hier sien ons vir Josef althans, en ons sien hierdie seun wat drome gehad het, letterlik. Ons sien 'n familie wat hom verwerp het. Ons sien hom wat hom in 'n put gegooi het, wat hy op die einde van die dag 'n slaaf geword het. Hy word vals beskuldig, hy word tronk toe gestuur, en uiteindelik beland hy in die paleis van Egipte. En ek en jy kan vandag vir mekaar sê dat Josef se pad was nie maklik gewees nie. Ek wil vandag vir jou sê, jou pad is ook nie maklik nie. Jou pad is dalk goed vir 'n seisoen in jou lewe, en dan bevind jy ook, hier's moeilikheid. Maar iets wat ons kan sê, wat vasgestaan het, is dat God se hand was op hom elke tree van sy lewe gewees. Daarom as ek 'n tema moet sê, moet ek sê, God kan jou van die diepste put na die hoogste paleis toe bring. Want hy is getrou. En as ons kyk na Josef, gooi hulle hom in 'n put. Hulle wil hom eintlik doodmaak. Ek dink om in 'n put gegooi te word, is daar 'n klomp emosies wat deur jou hart gaan en jou gedagtes gaan. Ek dink om in 'n put te wees, ervaar jy 'n intensiteit van verwerping. Dat jou broers jou so haat, dat hulle jou eintlik wil doodmaak. Dat jou eie mense jou vat en hulle gooi jou in 'n put. Dit spreek van verwerping, dit spreek van vrees vir 'n jong man wat in 'n put sit en nie weet wat volgende gaan gebeur nie. Ek dink die put in ons lewens simboliseer pyn, verwerping, isolasie. En dis tog wat ons ook baie keer in ons lewens ervaar, dat dikwels die mense vir wie ons die liefste is hulle wat jou seer maak. Dis hulle wat van jou skinder, dis hulle wat voel hulle het jou in die rug gesteek. Jy ervaar daai stikkenheid en daai seer aan jou eie lyf. Maar in die wonderlik van hierdie gedeelte van Josef en in ons lewens sê dit vandag vir jou en vir my, dat die put is nie jou eindbestemming nie. Amen. Jou put is nie jou eindbestemming nie, dis die beginpunt van God se plan in jou lewe. Op daardie plek wat jy weet, maar ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. En jou put kan anders lyk. Jou put kan wees, miskien verlies van iemand, of van siekte, of finansiële swaar kry, of dalk verwerping. Maar selfs in Josef, in sy slegste tyd, in die put van vrees en verwerping, was God teenwoordig, was hy daar. En toe hy verkoop word, toe beland hy in Potifar se huis. En ek wil dit sommer noem, die plek van beproewings. Hy word as slaaf verkoop, hy's in 'n vreemde land, en die volgende oomblik moet hy hardloop. Want Potifar se vrou wil by hom aanlê. En Josef hardloop. En hy hardloop gelukkig betyds. En dit beland om in die moeilikheid. Van valse beskuldigings gooi hulle hom in die tronk. Jy kan gaan lees daar in Genesis 39. Maar hy dien God met sy hele hart. Ek wil vandag vir jou sê, karakter word nie gebou deur gemak nie. Maar dit word gebou deur moeilike keuses en versoekings wat oor jou pad kom. Selfs daardie versoekings wat oor jou pad kom, gebruik die Here om jou nader aan hom te kry. Gebruik hy jou om jou integriteit te bou, om jou karakter te bou.
Jou karakter word gebou deur beproewings, versoekings. En dan moet ons dadelik vir mekaar sê, die gedagte wat in my kop omkom is nou, is dat die woord sê, dat niemand moet sê dat die Here versoek nie. Hy sê, want self versoek die Here nie, en sal hy ook nie jou versoek nie. So die versoeking word gedoen deur die vyand. Dis die duiwel wat versoek. Dis hy wat die beproewings stel. Maar die Here kom en hy vat daai beproewings en hy vat daai versoekings en hy gebruik dit om jou sterker te maak. Daarom sê Paulus, hoor mooi, hy sê ons verheug ons in die verdrukkinge. Maar as jy sê Paulus, voel jy okay? Jy sê nie dalk bietjie waarom? Hoe kan jy verheug wees oor verdrukkings? Hy sê, omdat ons weet verdrukkings bewerk volharding en die volharding beproefdheid en die beproefdheid tot hoop. Jakobus sê, as dit louter vreugde wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Met ander woorde, jy word sterker. Jou karakter word gevorm, jou menswees word gebou. En daar gooi hulle in die tronk. En daar wil ek amper vir jou sê, dat baie keer ervaar jy jou situasies, ervaar jy die plek waarin jy is, soos 'n tronk. Maar ek wil vandag sê dat ek glo dat die tronk in jou lewe is die plek van voorbereiding. Hy word onregmatig gevang en nog steeds dien hy God met alles in hom. Ek meen, as dit nou iemand was wat kon gesê het, Here, rarig? Is jy rarig saam met my? Is jy rarig by my? Ek word in 'n put gegooi. Mense, my eie broers wil my doodmaak. Van daar af gaan ek na Egipte en ek word verkoop. En hierdie onregverdigheid vind met my plaas. En ek word in die tronk gegooi. Josef kom en hy gebruik selfs die situasie in die tronk waarin hy is om aan God die eer te gee. Josef interpreteer drome. En hy sê dit baie mooi. Hy sê die Here gee my die vermoë om drome uit te lê. Hy sê daarom te sê ek lê die drome uit nie. Hy sê die Here help my om drome uit te lê. Selfs in die tronk, selfs in die situasie waarin hy is, gee hy die eer aan die Here. En hy die drome wat hy uitlê van die skinker en die bakker wat daar is, en hy lê vir hulle uit wat die drome beteken, en dat die skinker sal leef en die bakker se dae getel. Dink as jy dink aan 'n tronk, jy dink al aan vandag se tyd, hoe 'n tronk lyk as jy al daar binne was. As jy nou nog nie daar binne in was nie, ek kan vir jou sê dit lyk bad. Dis 'n plek waar jy nie wil wees nie. Hoeveel te meer nog in hierdie antieke tyd waar jy in die tronk was. Wel, ek weet nie hoeveel erger kan dit wees as vandag se tyd nie, maar hy bevind hom daarin. Hy bevind hom op daardie plek en nog steeds dien hy die Here. En ek wil dalk miskien 'n gevaarlike stelling maak of 'n baie reguit stelling maak of jy te sê, moenie jou tronktyd wat jy ervaar in jou geestelike lewe minag nie. Want hy gebruik dit om jou te vorm. Hy gebruik dit om jou vaardighede en jou karakter en jou geloof te slyp. Hy's besig met jou. Hy's besig om met jou te werk. En in Josef se lewe kan ons sien dat die Here het hom nog nooit alleen gelos nie. Van die begin tot die einde was die Here saam met hom gewees. Was hy by hom gewees? Was hy besig om hom voor te berei vir dit wat kom? En toe beland hy waar? In die paleis. Ek wil amper dit noem die plek van vervulling.
En Farao kry 'n droom en hy weet nie maar dit beteken nie. En iemand vertel vir hom, maar ons weet van iemand wat drome uitgelê het in die tronk en hy sê bring na 'n ou. En Josef kom toe by hom en hy vra hom, maar kan jy my droom uitlê? En hy sê, wat jy gedroom? En hy lê Farao se droom uit. Van 'n gevangene word hy tweede in bevel geplaas van die hele Egipte. Sy lyding, sy pad, was 'n voorbereiding gewees van dit wat kom. En ek glo al die regte karaktereienskappe was in Josef vasgelê in hierdie pad wat hy geloop het. En hier het Josef die geleentheid om in die paleis sy karakter te openbaar. Daar waar die tronk en die put dit gevorm het. En Josef kyk na alles wat gebeur het en hy sê die volgende, hy sê, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit in goeie beplan, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Josef kyk terug en hy sê, alles wat gebeur het, alles wat sleg was, alles wat onregverdig was, het my gehelp, het my gevorm om hierdie rol te vervul waarin die Here my nou geplaas het. Wat leer dit vir ons? Net 'n paar slotgedagtes. Die put leer jou vertroue in God. Daar waar jy stoksiel alleen is, en jy weet nie hoe môre gaan lyk nie, jy weet nie hoe die dag gaan uitspeel nie, plaas dit vertroue in God. Om in Potifar se huis te wees, en wanneer jy met versoekings en beproewings mee te doen het, leer dit jou van integriteit en karakter. En is dit op die einde van die dag wat die Here in jou en in my lewe wil sien, is integriteit en karakter. Om dit te weerspieël wie hy is. En wanneer jy in 'n moeilike posisie is, en dinge nie vir jou uitwerk soos wat jy graag wil gehad het, dit moes nie, of dit 'n beproewing is, of 'n versoeking is, of wat dit ook al mag wees, dit bou jou integriteit en dit bou jou karakter. En wanneer jy beleef, jy's in 'n tronk en hierdie is nie besig om beter te raak nie, dan leer dit jou van volharding in geloof. En wanneer jy die paleis bereik, dan wys dit vir jou hoe God se plan vervul word in jou lewe. God se plan met jou lewe is groter as jou pyn. En die mens kan terugkyk en sê, of Josef kon terugkyk en sê, die vyand het dit teen my bedoel, maar God het dit ten goeie laat meewerk. En dis wat hy ook vandag vir jou en vir my wil sê. Miskien beleef jy jou vandag in daardie put. Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, nie ek Marius sê nie, die woord sê vandag vir jou, dis nie jou einde nie. Jy sit daar geïsoleerd in 'n tronk en die Here wil vandag vir jou sê, ek is met jou, ek is by jou, ek is saam met jou. Ek wil ook vir jou sê, vertrou hom met alles wat in jou is. Behou jou integriteit en glo dat hy jou in die paleis van jou bestemming sal plaas. Dis wie hy is. Is 'n God wat getrou is, wat lojaal is en wat lief is vir jou. En baie keer gooi die lewe jou 'n curveball.
Partykeer gebeur dinge wat jy nie voor gevra het nie. Jy het nie eens gedink dit kan gebeur nie. Maar dit gebeur met jou. Dit gebeur met jou, met mense wat die naaste aan jou is. Mense wat jy dalk vertrou het, of vertrou. Ek wil vandag vir jou sê, dis nie die einde nie. Sien dit as 'n geleentheid van groei. Sien dit as 'n geleentheid, Here, dat U my wil vorm, en dat U my wil maak, en dat U my op die plek wil sit waar U my wil hê. Want alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Die put, die tronk, is onvermybaar. Dit gebeur. As dit nog nie gebeur het nie, hou vas. Dit gaan gebeur. Maar dit is nie die eindbestemming nie. Net daar waar jy sit, kom sluit ons oë. Hoe wonderlik om vandag te kan weet dat as die Here na jou kyk, dan sien hy jou in die spasie waarin jy op hierdie oomblik is. En miskien is jy al moedeloos, vuisfoos beklei. Jy ervaar, jy's in daai put, jy is bang, jy weet nie wat kom nie, jy voel verwerp. Of jy is miskien in die tronk en jy ervaar isolasie. Jy voel alleen. Ek glo met my hele hart, die Here wil vanmôre vir jou sê, Immanuel, God met ons. God by ons. God saam met ons. En Here, my begeerte vanmôre is, dat mense U sal raak sien. Dat mense U sal beleef as 'n God van nabyheid. Of voel dit vir ons, dinge werk nie uit nie. Dankie dat ons weet dat wat U vir ons beplan is mooi en dis goed. Dat U droom oor ons. En dis vir U belangrik dat ons daar sal uitkom. Maar op pad soontoe, bou U in ons karakter in. Bou U in ons menswees in. En dankie daarvoor. Dankie dat U nooit saam met ons in 'n doodloopstraat gevang word nie. Dat die deur net toeklap nie. Maar Here, dat daar altyd saam met U 'n uitweg is. Want dis wie U is. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Want die woord sê dit so mooi, want hy hou in gedagte dat ons maar net van stof gemaak is. En daarvoor wil ons U eer. Ons bid dit alles in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.